Webgebaseerde praktykbestuurstelsels help dokters sodat hulle op pasiënte se sorg kan fokus. Ek gesels nou met Craig Pike en Andrei Hauptfleisch van L om meer uit te vind. Hartlike goeiemôre manne. Môre Pieter. Baie lekker. Ek wil daarom net weet, net so wat is L? Hoe jy weet, ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Ek seker daar's baie mense wat nog nie daarvan gehoor het nie. Craig, wie presies is dit en wat doen hulle en so aan? So basies L is 'n webgebaseerde aanlyn stelsel wat dokters in staat stel om eise te stuur na mediese fondse toe. En die kruks van waar ons inkom met L word anders maak is ons wil regtig tegnologie gebruik om 'n werklike verskil te maak in die sukses van praktyke. So dis nogal deel van 'n dokter se admin, hè, om al daai eise dinge in te stuur en Heeltemal korrek, heeltemal korrek. Dit kan nogal 'n storie raak. Veral, jy weet, daar's 'n klomp kodes en allerlei sulke goeders Andrei. Ek weet mos nou nie hoe werk dit goed nie, maar ek kan maar net aflei. Ja, nee, dit is redelijk kompleks om daai faktuur wat jy by 'n dokter te kry op die einde van die dag by 'n mediese fonds uit te kry. Daar's allerlei kontekstuele inligting, ICD-10 kodes en die regte prosedures en medikasies. En een van die moeilikste goeters is net om die prys reg te kry, want ek dink nie almal is altyd bewus nie, maar per fonds het jy verskillende pryse vir verskillende dissiplines. So dit is nogal 'n ingewikkelde besigheid. En duidelik is dat dan 'n aanvraag vir so iets, né? Heeltemal. So daar's duisende dokters daar buitekant en almal van hulle dieselfde probleem. Hulle het 'n stelsel nodig en hulle het 'n stelsel nodig wat maklik werk en veral deesdae aanlyn. Hulle soek 'n aanlyn stelsel wat op enige aspek werk, op jou selfoon, op 'n tablet en op 'n rekenaar. So waar het die storie begin? Ek meen, julle het die aanvraag gekry, so nou hoe gaan sit 'n ou en begin met dit? Baie goeie vraag. So ons familie het in die 80er jare begin en ons het die eerste DOS-sagte ware na die mark toe gebring. En toe in die 90er jare het ons Windows uitgebring, talle pakkette wat nou nog deur baie dokters gebruik word. En ek dink die groot verskywing in die mark was in 1994 het my pa Derek Pike EDI gebring. So voor EDI was dit alles papier. En toe skuif ons dit oor nou na dat dokters elektroniese eise na fondse toe kan stuur. En dan ons nuutste een is L. So ons is baie trots, dankbaar en geseënd. Ons het 'n hele paar duisend gebruikers wat daagliks inskakel en L gebruik. Luister nou, wat is julle agtergrond? Is julle die programmeerders? Is julle net die ouens wat die ding verkoop? Vertel vir my, Andrei, wat doen jy? Wat doen julle? Hoe's julle? Ek dink veral in die sagteware wêreld met al hierdie startups en so, het jy tipies twee persoonlikhede nodig. Jy het die ou nodig wat die tegnologie kant kan hanteer en dan het jy die man nodig wat dit kan verkoop. En dis wat ek is aan die tegnologie kant en Craig is die verkoopsman wat dit in die mark kry. Absoluut. Hoorie, en wat is ander gedeeltes en goeders waaraan dokters ook nogal moet dink van praktykbestuur en admin? Waar L nou byvoorbeeld dan ook kan help? Ja, ek dink mens dink nooit so daaraan nie, maar eintlik in baie bedrywe die kernfunksie wat jy vervul is nie dieselfde funksie as 'n besigheid nie. Onder andere 'n dokter wil graag natuurlik konsultasies doen en help met mense se sorg en gesondheid. Maar ek dink onbewuslik of sonder dat mense eintlik daarvoor studeer, het jy dan ook nog hierdie ekstra taak van jy moet 'n besigheid hardloop. En dit is eintlik so 'n multidissiplinêre probleem om op te los. So hoe L na die landskap kyk is om te sê holisties van begin tot einde, hoe help ons 'n dokter met werwing van pasiënte? Hoe kry ons hulle op die dagboek? Hoe ondersteun ons hulle met die konsultasie, die voorskrifte, alles tot op die einde, tot by betalings. Maak dit my werk ook makliker om net al my eise en dinge in te kry. Presies. Pas jy enige KI dinge ook toe in hierdie stelsel? Ja, ek dink is belangrik om dalk net eers die probleem te raam van KI en ek dink almal is bietjie paranoïes oor gaan hierdie my werk oorvat, gaan ek nog môre werk hê? En ons ouens wat so op die voorgrond hiervan is, wil net vir julle sê, julle kan rustig wees. Jou werk gaan nog môre daar wees. En ek dink Steve Jobs het dit destyds baie goed gesê, waar hy het gesê, as 'n mens loop, is jy nie eintlik vreeslik energiedoeltreffend nie, maar as jy op 'n fiets klim, is jy van al die diere die mees doeltreffendste. Ek sien KI as eintlik of 'n vliegtyg vir die verstand, jy weet, of waar die rekenaar die fiets was vir die verstand, is KI die vliegtyg vir die verstand. En hy het nog steeds 'n vlieënier nodig, so hierdie ding kan nie op sy eie funksioneer nie. So wat ons doen is, ons werk met verskeie stelsels wat dokters help met aspekte rondom outomatiese notulering. En dan aan L se kant kyk ons 'n bietjie meer na die besigheidskant, so vir al daai punte wat ek genoem het, probeer ons dink hoe kan ons KI
gebruik om al hierdie verskillende dissiplines te ondersteun. Man, dit klink vir my dis 'n ding wat julle ook voortdurend maar net moet wakker wees om aan die voorpunt te kan bly. En is 'n ding wat nou al vir so lank kom en ek seker hy gaan vir nog so lank gaan. Nog in die hele tyd nog 'n behoefte en so ontstaan. So baie dankie dat julle dit met ons kom deel het. Ek sal verseker op die uitkyk wees vir en as ek weer 'n dokter gaan besoek, gaan ek sê maak julle gebruik van of wat. Baie dankie dat julle so vroeg ingekom het en dankie vir die amazing werk wat julle doen om seker te maak dat die mense wat na ons kyk, die geneesheere en die professore en almal se hande ook net bietjie ligter gemaak word. Volgende bespreek ons die borskanker bewusmakingsmaand met 'n wonderlike organisasie bekend as The Pink Drive, maar meer oor dit net hierna. Moenie weggaan nie. Soos julle pas gesien het, Pink Drive het 'n onontbeerlike rol in die stryd teen borskanker met die land se eerste mobiele mammografie en opvoedingseenheid wat deur die land beweeg om die boodskap oor te dra. Ek gesels nou met hulle stigter, Nolene Cotchin. Thank you so much for joining us. Thank you for affording us this platform. Now, Pink Drive's motto is early detection will help prolong a life. How does that drive your day-to-day work on breast, cervical, prostate and testicular cancers? Exactly what it says. Yes. Early detection. So we built the first mobile mammography units in sub-Saharan Africa, and we are the only organization, whilst there are now other mobile units, but they are owned and they are managed as a private sector business. We are the only ones that provide free screening to all the medically uninsured, regardless of where you live in South Africa. That's amazing. Now, the iconic pink trucks, how do they roll free mammograms and health talks right into underserved communities? So obviously, we can't do this work without the support of corporate South Africa, other philanthropic organizations. I get funding from other international governments, but regrettably, we get no funding whatsoever from the South African Department of Health or the provincial departments. So all the funding that we get, we go into the communities. The way we handle it is it's all prearranged at identified clinics and or secondary hospitals where there are no breast units, because we need to make sure that once a diagnosis is made, that we have a pathway to care and the referral into the public sector. And how we also manage that is that internally, I have what we call patient navigators. So once a diagnosis is made from, doesn't matter which the clinics are or hospitals, that navigator then starts tracking that patient. And she will then make sure that she's either got her results from the public sector clinics or hospitals, and if she hasn't, we find out why she hasn't received them, etc. And the same works in the reverse for the clinics and the hospitals. We track them and we say, have you contacted patient XYZ and what have you? So we follow them all the way through. Now, all of this is done by many a pro bono doctor who gives their time to do it, as well as
the laboratories that are doing the diagnostic side of things for us, for which I am eternally grateful. Now, Clover's Pink for Purpose turns milk and other products into pink to start conversations. How do you brand tie-ups like this to boost screenings? Well, you know, there's messages on the Clover milk bottles or on the cream, etc., etc. And, you know, it's an emotive purchase. I don't believe that there's one person in South Africa, regardless of where you live, that indirectly you haven't been touched by cancer. And I'm talking about your mom, you know, someone in your family, your best friend, you name it. So, I think Clover has been very strategic and very clever about it, because generally speaking, it's the female consumer that will go and buy the milk. Yes. And the pink just stands out, and pink resonates very well. Yes. So from a brand association, it's a perfect fit for Pink Drive. And it also brings us a huge amount of income that we wouldn't necessarily have had from the corporate space, etc., in the month of October. I'm going to have to stop you there, but thank you so much for all the information. So jy kan ingeskakel bly, want net hierna gesels ons met die vervaardigers van die Emmy-benoemde dokumentêr School Ties, 'n gesprek waarna ek persoonlik baie uitsien. Ons is nou weer terug. Bly ingeskakel.